Welkom by Môre onder die soeplig, waar ons opkomende idees ondersoek wat ons kollektiewe toekoms vorm. Vandag kyk ons na 'n gewaagde bewering, naamlik dat die volgende groot sprong in menslike vooruitgang dalk nie net slimmer sagteware is nie, maar ook afhang van die herbou van fisika self, met die behulp van kunsmatige intelligensie. Hierdie idee word nou verbind met die fisikus en entrepreneur Alexander Wisner-Gross, mede-auteur van die essay Solve Everything, Achieve Abundance by 2035, saam met Pieter Diamandis. Wisner-Gross voer aan dat ons 'n era van fisiese superintelligensie betree. KI-stelsels wat nie net ontwerp is om data te analiseer nie, maar ook om nuwe fisika-teorieë te genereer, dit te toets en dit in bruikbare tegnologie te omskep. In sy siening hang die toekoms van oorvloed af of ons ontdekking op die mees fundamentele vlak, naamlik fisika, kan versnel. Wat word beloof? Om hierdie argument te verstaan, help dit om na die verlede terug te kyk. Die goue era van 20-eeuwse fisika het ons transistors, kernkrag, lasers en halfgeleiers gegee. Hierdie ontdekkings het die grondslag gelê vir moderne rekenaarkunde, medisyne en kommunikasie. Maar mettertyd het fisika stadiger, meer gespesialiseer en duurder geword. Eksperimente het groter geword, teorieë het meer abstrakt geword, vordering het moeilik geword om vol te hou. Wisner-Gross glo KI kan hierdie tendens omkeer. Die maatskappy wat hy gestig het, Physical Superintelligence of PSI, beoog om stelsels te bou wat nie net teoretiese redenasie, simulasie, laboratoriumtoetsing en ingenieurswese te kombineer. Alles gekoördineer deur kunsmatige intelligensie. Die ambisie is treffend. 'n KI wat soos 'n fisikus kan dink, soos 'n eksperimentalist kan toets en teen masjienspoed kan innoveer. Ondersteuners voer aan dat as fisika versnel word, alles stroom af daarby sal baat, van materiale en energie tot medisyne en klimaatoplossings. In hierdie sin word fisika 'n knelpunt, verwyder dit en innovasie vloei oral vinniger. Hoe sal so 'n ekosisteem uitsien? PSI lok talent van instellings en maatskappye soos OpenAI, Google, DeepMind, Nvidia en universiteite soos die Massachusetts Instituut vir Tegnologie. Dit weerspieël 'n breër tendens. KI-navorsing, akademiese wetenskap en waagkapitaal is toenemend verweef. Wetenskaplike ontdekking word 'n industriële aktiwiteit, georganiseer, befonds en geoptimaliseer, soos 'n tegnologie beginonderneming. Vir die voorstanders is dit nodig. Moderne fisika is te kompleks vir geïsoleerde genieë. Dit vereis spanne, masjiene en massiewe berekeninge. Vir kritici laat dit vrae ontstaan oor eienaarskap, deursigtigheid en openbare aanspreeklikheid. Hoe kan 'n gevormde ladingsmodel 'n verskil maak? In Solve Everything beskryf Wisner-Gross en Diamandis wat hulle noem 'n gevormde lading. Die idee is eenvoudig. Konsentreer enorme intelligensie en hulpbronne op een moeilike probleem. Wanneer dit opgelos word, rimpel vooruitgang uitwaarts. In hierdie geval is fisika die teiken. As KI nuwe wette, nuwe materiale of nuwe energiestelsels kan ontdek, kan die gevolge oor die samelewing versprei. Dit is 'n aantreklike visie, gefokuste poging wat gedeelde voordele lewer. Maar dit neem ook aan dat innovasie op voorspelbare maniere ontwerp sal word. Iets wat die geskiedenis nie altyd ondersteun nie. Baie deurbrake ontstaan onverwags, uit nuuskierigheid eerder as optimalisering. Dit bring 'n paar kritiese vrae na vore. Die eerste groot bekommernis is reductionisme. Kan wetenskaplike kreatiwiteit werklik gesistematiseer word? Fisika het nie net deur berekening gevorder nie, maar ook deur intuïsie, filosofiese debat en soms pure koppigheid. Daar is 'n risiko dat KI-gedrewe navorsing prioritiseer wat meetbaar en befondsbaar is, eerder as wat werklik belangrik is. Tweedens is daar die vraag van mag. As fisiese superintelligensie werk, sal dit enorme invloed in 'n klein aantal instellings konsentreer. Wie besluit watter probleme is die belangrikste? Wie besit die ontdekkings? Wie beheer die toepassings? Selfs al is PSI gestruktureer as 'n openbare voordele koöperasie, bly bestuur 'n uitdaging in 'n hoogs mededingende tegnologie ekosisteem.
Derdens, is daar 'n vraag van risiko. Nuwe fisika kan buitengewone voordele moontlik maak, maar ook nuwe wapens, toesigstelsels en omgewingsontwrigtings veroorsaak. Versnelling van ontdekking versnel ook die onbedoelde gevolge. Spoed is nie altyd sinoniem met wysheid nie. Nou 'n diepere spanning. Op 'n diepere vlak weerspieël fisiese superintelligensie 'n bekende moderne oortuiging dat beter gereedskap sosiale probleme sal oplos. As ons energie, materiale en biologie bemeester, sal oorvloed volg. Maar die geskiedenis dui daarop dat ongelykheid, konflik en ekologiese spanning nie net tegniese probleme is nie. Hulle is ook politieke en etiese probleme. Kragtiger gemeenskap kan beide samewerking en oorheersing versterk. Sonder sterk instellings kan oorvloed saam met uitsluiting bestaan. Wat sal die vooruitsig wees? Fisiese superintelligensie verteenwoordig 'n opregte poging om stagnasie in fundamentele wetenskap aan te pak. Dit erken dat menslike kognisie alleen dalk nie meer voldoende is vir kompleksiteit waarmee ons te kamp het nie. Dit bied 'n manier om kunsmatige intelligensie weer met die fisiese wêreld te verbind, nie net skerms en teks nie, maar ook atome, energie en ekosisteme. Terselfdertyd loop dit die risiko om technokratiese denkwyses te versterk, die idee dat die beskawing so sagteware geoptimaliseer kan word. Die toekoms sal minder afhang van KI-fisika kan herontdek en meer van ons samelewing sulke mag verantwoordelik kan bestuur. Vir die wegneem idee. Wisner Gross sluit sy opstel 11 met die Latynse frase Icte Sanctia Illumina Mundum. Vuur van kennis verlig die wêreld. Vuur kan natuurlik verwarm en vernietig. Fisiese superintelligensie kan een van die mensdom se grootste gereedskappe word. Of dit 'n gedeelde lig of 'n konsentrerende vlam word, bly op 'n vraag. Daardie vraag is miskien wat ons onder die soeklig moet hou. Dankie dat jy geluister het. Tot volgende keer.